Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Sy, hartlik welkom by nog 'n episode van Evangelisasie Stasie. Ons gaan voort met ons gesprek oor evangelisasiewerk. Ons nou 'n bietjie definisie gegee in die vorige opname. As jy nog nie daarna gekyk het nie, gaan kyk gerus daarna, dat jy net so 'n inleiding kry op wat beteken evangelisasie en wat is die inhoud dan van evangelisasiewerk. Ja, dat mens net van daar af dan die lyn mooi kan deurtrek met die opnames, maar ons gaan vandag saam met Daniel en Roan gaan ons lekker gesels oor wie doen evangelisasiewerk, van wie word verwag om evangelisasiewerk doen. Is die predikant, is dit net teoloë, professore daar by teologiese skool, is dit hulle wat dit moet doen, is dit net die ouderlinge, of is dit vir werk wat die diakens gegee is, wie spesifiek in die kerk van die Here in die wêreld word opgeroep, of is dit ook miskien ook evangeliste, moet jy net 'n sekere roeping kry en jy word evangelis en jy gaan die wêreld in, is dit net hulle wat dit moet doen. So kom ons beantwoord gerus hierdie lekker vraag. Roan, so jy vir ons so 'n bietjie van 'n verklaring gee van wat die Here vir ons sê oor wie dit moet doen. Ja, ek het nou eendag gesprek met iemand gehad oor evangelisasie. En toe sê natuurlik is dit die predikantswerk. Hy preek ons net op Sondag, so in die week het hy genoeg tyd om by mense uit te kom om te evangeliseer. En ek stem saam met hom. Dit is 'n baie groot voorreg dat ons as predikante ook kan verhouding bou en by mense uitkom om die evangelie aan hulle te verkondig. Maar dit is nie net die predikantswerk nie. Ek dink dit is natuurlik ons almal. Elke Christen het 'n verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig. Ek sê altyd, dit is regtig, as jy, ek gee 'n voorbeeld van 'n paartjie of 'n man en vrou en hulle verwag nou 'n kind, Jacques, julle sal nou weet. Mens is so opgewonde oor daardie nuus. Jy kan nie wag om vir ander mense te vertel nie. Dit is nuus wat jou hele lewe verander. Mens droom daarvan en dan deur die genade van die Here dan gebeur dit. En dan daai eerste 12 weke dan mense wil so graag net vir mense vertel, maar baie mense wag ons nou eers vir 12 weke om verby te kom. Maar as mens so voel oor die geboorte of oor 'n swangerskap, hoe voel mens dan nie om te weet dat die Here het ons vrygekoop? Ons wat gebroken is as gevolg van die sonde, ons wat eintlik in die ewige dood verdien, en die Here kom en hy gee sy seun Jesus Christus om vir ons te sterf. Hy wat sondeloos was, wat die sonde op hom geneem het, wat my sonde op hom geneem het, en om te hoor, maar jy is vrygespreek, jy is my kind. En so dit is die beste nuus, en natuurlik gaan mens daardie nuus, die goeie nuus, die evangelie aan ander wil verkondig. So daar's baie gedeeltes in die Bybel wat daarna verwys. Ek dink die bekendste gedeelte, ek dink, is Matteus 28 vers 16 tot 20, daar gedeelte waar Jesus met sy disippels praat voor sy hemelvaart en ook waar hy vir hulle sê, gaan dan heen en maak disippels van ander nasies. En dit is nie net 'n opdrag vir die disippels of vir ouderlinge of predikant nie, dit is vir elke gelowige. En dan natuurlik Handelinge 1, waar hy sê, julle sal krag van die Gees ontvang, en julle sal my getuies wees, en dan sien ons in Handelinge, hoe hulle dan, nie net die disippels of die apostels nie, maar hoe die gelowiges, die vroeë kerk, ook getuies was, van Jesus Christus, en hoe die kerk gegroei het, deur die getuienis wat hulle gelewer het, oor hom. So ja, baie kort, dit is nie net 'n predikant, ouderling, diaken se werk nie, dit is gelowiges, die am van gelowige, ek sê altyd, die oudste tannie in die kerk, behoort te evangeliseer, of sy nou daar op die stoep sit in die ouete huis, of waar ook al sy is, sy behoort dit te kan doen. Die jongste persoon kan dit ook doen.
en dis 'n voorreg dat ons dit kan doen. Ek wil iets sê oor die ouderlinge, maar as julle eers iets wil sê, dan sal ek terugkom na die ouderlinge toe. Ek wil net gou aansluit daarby die wonderlike van as mens nou die Bybel lees, dan sien 'n mens dit lyk soos prominente figure, spesifieke persone wat geroep is om die evangelie te bring, en dit is so net die profete en spesifieke mense wat uitgekies is om die evangelie te gaan versprei. Maar ons moet nie daarin ons blind staar nie, kan ek sê, en ek dink dis hoekom baie mense dink, dis net spesiale mense wat dit kan doen. Maar as ons na daai mense se lewens kyk, veral voordat hulle die roeping gekry het om dan te evangeliseer, dan sien ons hulle was maar letterlik gewone mense gewees, nee, as ons dink aan die disippels, wat se tipe mense was hulle, vissermanne, tollenaar, ook Paulus wat eintlik 'n voorbeeld is van iemand wat alle, hoe kan ek sê, alle rede het om te sê hy kan nie dit doen nie, jy weet, hy's nie in staat om te evangeliseer nie. So dit gee vir ons maar net die sekerheid en die belofte van die Here dat hy 'n mens toerus, wanneer hy mens roep om te evangeliseer, en hy roep ons almal, dan is hy mens toe. So ek dink dit gee vir mens die troos om te sê, maar as iemand soos Paulus dit kon doen, of 'n eenvoudige ou soos 'n visserman wat nie geleerd was nie, dan sal die Here my ook help om dit te kan doen. So dis maar net iets wat ek wou byvoeg. Ek wil graag by julle albei net aansluit en sê dit is reg, en ek wonderlik om te sien dat Jesus net voordat hy opgevaar het vir hulle gesê het, maar luister, wag eers vir die Heilige Gees. Ek gaan die Heilige Gees julle uitstuur, die voorspraak, wat julle dan die krag en die vermoë sal gee om te kan die werk gaan voltooi, wat ek nou ook vir julle gee. En dan is nogals interessant wat hy nou daar sê, om net weer terug te kom na Matteus 28, toe vers 16 tot 20, dan staan daar in Matteus 28 vers 18, as ek nou reg kan onthou, dan staan daar, maar leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis nogals iets mooi van wat mense nou by die evangelisasiewerk ook doen. Dis nie ek gaan vertel 'n staaltjie van my lewe en ek gaan vertel iets van iemand anders se lewe nie. Ja, ek dink dit het sy plek, nee, dis 'n getuienis van hoe die Here met iemand spesifiek werk, maar die krag van die evangelie lê juis spesifiek in die woord van God. En daarom is dit uiters belangrik dat die mense wat die evangelisasiewerk dan doen, gelowig is, gevul is self met die woord van God. Want hoe kan jy, ek sien nou weer in die lig van 1 Petrus 2 ook, waar Petrus dan praat van, ons moet smaak soos pasgebore babatjies, dat die onvervalste melk, onvervalste woord van God. Ons begin eers as 'n babatjie, jonk in die geloof, wat opgroei daarin, tot volwassenheid, en dit gee vir mense dan daai mooi gedagte, nee, dat wanneer mens dan ook tot geloof kom, die Here met jou 'n pad stap waar hy jou al meer laat groei in die geloof tot by 'n plek waar jy in staat sal wees om, soos Ronan sê, tekstiels te kan onthou, werklik waar so ingegrawe te kan wees dat daar dinge is wat so in jou hart gekoester word, dat jou geloofsbelydenis van so aard raak dat dit natuurlik in jou lewe na vore kom. En ek dink dis iets wonderlik. Dis as mens praat dan van geloof bely, dan bely jy spesifiek dit wat in jou hart gekoester word. Dis iets waaroor jy oortuig word. En daai oortuiging kom dan deur die werking van die Gees. Dis die krag van die evangelie. Dis die Heilige Gees self wat daai oortuigingswerk dan op die einde van die dag doen. Ons hoor dit byvoorbeeld in Handelinge 4 ook, ons daar met ons vorige reeks ook natuurlik mooi daaraan vasgevat, dat die krag van die Heilige Gees dan ook in die eerste bekeerdes ingegaan het, en dan oralste waar die gelowiges gekom het, het daar kerke ontstaan. En dit is iets mooi.
Daar was nie predikante wat uitmekaar uitgejaag is en toe word daar gemeentes gestig nie. Dit was bloot gelowiges wat tot geloof gekom het, wat gevul is met die Heilige Gees, wat 'n liefde vir die Here gekry het en wat so met dankbaarheid en blydskap gevul is, wat nie kon ophou praat nie. En dit het hulle gebring by 'n punt om met ander mense dit te deel, sodat ander mense ook dan hierdie geestelike voedsel, hierdie geestelike brandstof, hierdie wonderlike liefde, hierdie blydskap van die goeie boodskap, ook self in hulle harte kan koester, sodat hulle oortuig kan wees van wie God is, wat hy vir hulle doen, en wat hulle dan moet doen om sy naam te eer, dankbaarheidslewe dan te lei. Ja, nee, ek dink, Roan, jy is welkom om so 'n bietjie daai gedagte jy het ook van ouderlinge oor te dra. Dankie. Ja, nee, ek dink net, voordat ek dit nou doen, wil ek net sê, ons gaan nou daarby kom of hoe doen ek evangelisasie, maar dis waar wat Daniel gesê het, mense is bang, hulle, vir verskeie redes, hulle is bang, hulle maak 'n gemors daarvan, hulle is bang, hulle sê die verkeerde ding, of hulle onthou jy skielik nou nie 'n teksgedeelte nie, of daai tipe van goed, maar ons vrees moet ons nie keer om die evangelie te verkondig nie, en so Jacques gesê het, die Gees lei ons, dis wat die Here beloof het, 'n trooster, 'n ander helper sal by ons wees, en hy help ons in hierdie situasies. En dan 'n ding oor die ouderlinge is, ek dink ons ouderlinge vergeet soms, dat hulle ook die opdrag gekry het om te evangeliseer. En ek het by ons ouderling toerusting, het ek net weer, nadat ek kerkorde, ek hoop jy is trots op my Jacques, kerkorde artikel, Mooi bly. Met hulle behandel het, die heel laaste sin wat praat van hulle dienswerk is om ander tot die Christelike godsdiens op te wek. So as jy 'n ouderling is wat hierna luister, dan dit is deel van jou taak in die kerk van die Here, is om die skape wat die Here vir jou gegee het op te pas, maar ook om ander tot die Christelike godsdiens op te wek. En dit natuurlik is deur evangelisasie. En so, ja, dis maar net 'n stelling wat ek wou gemaak het, net die gedagte wat ek wou deel het. Ek dink baie keer vergeet die ouderlinge, of hulle dink hulle is bestuurders net van die huisgesin van God, en dit is hulle, en ons dank die Here daarvoor, maar hulle moet ook ander mense, hulle is saam met die predikante, moet hulle ook hierdie evangelisasiewerk doen. En ek dank die Here vir die ouderlinge wat dit reeds doen, en ek hoop en bid dat al hoe meer ouderlinge ook in ons kerkverband sal besef hoe belangrik dit is, sodat hulle ook kan evangeliseer. Ja, want in werklikheid, as mens daarna kyk, ook die ouderling moet daai voedsel vat met elke huisbesoek na die lidmate toe. So dit waarmee die Here hom voed, vat hy en hy gaan voed ook die lidmate wat onder sy sorg is, die skape wat onder sy sorg is. En natuurlik die diakens ook word opgeroep om te sorg dat die lidmate nie vervreem raak van die geloofsgemeenskap nie. Dit is nie net weens fisiese behoeftes nie, maar weens geestelike behoeftes ook, waar daar leemte is, word daar ook vertroosting gebring deur die diakens aan die lidmate wat baie keer depressief is, of oorlaai is, of alleen is, of natuurlik weduwees is, of hoe dit ook al sy, so, ja, dit kom weer kragtig deur, soos ons ook nou al gesels van die begin af, dat dit nie net beperk is tot predikante nie, dit is nie beperk tot professore of groot teoloë nie. Die Here gee die roeping aan elke disipel, elke volgeling van die Here, elke gelowige, want elke gelowige is 'n disipel van die Here, geroep om die Here te volg, om die Here te dien, sodat ons dan ook priester, profeet en koning kan wees in diens van die Here. Waar ons roepingswerk as gelowige kan nakom, sodat ons geloof uit ons uitstraal en dat ons 'n lig vir die wêreld is. Ek het gelaas dink, Ron en Daniel het nou al gesê, ek praat bietjie baie keer te veel, maar ek dink, ja, net nog een dingkie wat vir my baie mooi is, ook die Ou Testament, Nuwe Testament, net om my duidelikheid net te gee, hoe die Here in die Ou Testament ook sy volk gebruik het om ander volke te wys wie hy is, so die feit daarvan, die Ou Testament word mooi uitgebeeld dat Israel God se naam moes groot maak. Ons sien dit baie keer op keer, byvoorbeeld Jesegiel wat hy sê, maar hy het nie sy naam geëerbiedig nie, nou gaan hy self optree. So oor die hele tyd sy volk gebruik, sy verbondsvolk, in die Nuwe Testament sien ons dit ook, sy volk, sy kinders gebruik om in hierdie wêreld, hierdie gebroke wêreld, dan ook
die sondige en donker wêreld die lig te bring, die waarheid te bring, sodat meer en meer mense ook die Here kan aanbid en verheerlik vir wie hy is. Dankie julle, is daar nog iets van julle kant af? Nee, dankie Jacques, dankie Daniel. Ja, dankie vir die gesprek en ons hoop vir elke luisteraar ook dat julle hieruit kan groei en dat julle ook self sal besef dat elke van julle ook 'n erns moet maak. Oral waar julle kom, waarmee julle ook op besig is. Erns maak om jouself toe te rus met die evangelie, kerk te gaan en Bybelstudie te doen en huisgodsdienst sodat julle ook so daai voedsel wat julle van die Here kry ook kan oordra aan ander mense sodat hulle ook kan groei in die geloof en 'n pad met die Here mag stap. Sterkte en seën vir die week.